Here, wat 'n voorreg om as 'n gemeente so saam te kom, Here, by mekaar te wees, saam te sing, Here, U naam saam te loof, U naam groot te maak. Wat 'n voorreg, Here. Here, vanoggend wil ons begin, Here, deur net te kom erken, Jesus wie U is. U is koning. Jesus, U is verlosser. Jesus, U is God. Jesus, U regeer oor alles en U regeer oor almal. En Here, om net daai woorde wat ons vanoggend gelees het te kan herhaal. Jesus, U is die uitstraling van God se heerlikheid. U is die ewebeeld van God se wese. U hou alles in stand met U woord. En Here, U het reeds die verlossing vir ons bewerk. En U sit aan die regterhand van God. U heers, U regeer. Here, saam met dit weet ons, Here, U is lig. Jesus, U is lewe. Jesus, U is ons lig. Jesus, U is ons lewe. Here, ons staan vandag hier aan die begin van 'n nuwe jaar. 'n Nuwe jaar wat kom met baie hoop en ook baie onsekerheid. Here, ons hou die nuus dop, ons sien 'n wêreld, Here, wat lyk of dit leeg is van U. 'n Wêreld, Here, wat ons soms moedeloos maak, 'n wêreld wat ons bang maak, 'n wêreld wat ons onseker maak, 'n wêreld wat ons seer maak en hartseer maak. En Here, ons sien alles wat aangaan, Here. Ons sien 'n wêreld gevul met selfsug, selfverheerliking, met woede, Here, met soveel geweld, met korrupsie, so baie dinge. Maar Here, ons weet vanoggend dat die antwoord vir hierdie wêreld is U. Die antwoord vir hierdie wêreld, Here, is U lig, is U lewe. Here, dis ons begeerte vanoggend, is om te kan bid en te kan vra, Here, dat U lig in hierdie wêreld sal helder maak. Here, dat U die donker wêreld waarin ons leef sal verhelder. Here, en dat U naam geloof sal word. Here, dat dit wat ons sien in die wêreld wat donkerte en diepte is, sal kan verander, Here, na lig en lewe. Ja, Here, ons weet U is die antwoord. U bly staan bo dit alles, Here. U lig bly donkerte verdryf. En Here, U lewe bly groter en meer as enige dood wat hierdie wêreld kan wys. Here, ons kyk na U en ons sien wie U is en ons sien die wêreld, Here, maar ons wil ook onsself voor U bring vanoggend. Here, ons wil kom erken, ons is gebroken. Here, ons wil kom erken, ons sit met soveel swakheid, soveel onsekerheid, soveel vrees. En Here, net soos die antwoord vir die wêreld, Here, U lig en U lewe is die antwoord vir ons ook U lig en U lewe. Here, ons het dit nou gesing ook. Here, U wat ons behoort aan U en die feit, Here, dat U reeds ons sonde kom skoon was, het U reeds ons deel gemaak het van U koninkryk van lig. En Here, daar wil ons kom vra, kom help ons, Here. Kom en verlig ons. Here, kom en vul ons met U lewe. Here, en kom en help ons om te kan leef vir U, saam met U. Here, dat ons nie net soos op 'n Sondag soos die waar ons mekaar kan ondersteun daarin om U te loof nie, Here, maar daar buite, elke dag op ons eie, dat ons daar, Here, U kan loof, daar U eerste kan sit, Here, daar U lig kan dra, en U lig kan laat skyn. Here, dis ons gebed vir vanoggend. Here, ons wil kom sê, ons harte is oop, om U woord te hoor, ons harte is oop, Here, vir U om U lewe in ons te kom plaas. Ons harte is oop, dat U ons kom verlig en verhelder, sodat ons kan leef vir U. Help ons met dit, in Jesus naam. Amen.
Goeiemôre. Ek lees vir ons uit Matteus 4 vers 12 tot Matteus 5 vers 16. Toe Jesus hoor dat Johannes in hegtenis geneem is, het hy na Galilea teruggekeer. Hy het Nasaret verlaat en in Kapernaum by die see gaan woon, in die gebied van Sebulon en Naftali, sodat die woorde vervul sou word wat deur die profeet Jesaja gesê is. Land van Sebulon en land van Naftali, die pad langs die see, oorkant die Jordaan, Galilea van die heidene. Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Vir hulle wat in die gebied en die skadu van die dood leef, het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus met sy verkondiging begin en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, het hy 2 broers gesien, Simon wat Petrus genoem word en Andreas sy broer. Hulle was besig om 'n treknet in die see uit te gooi, want hulle was vissers. Hy sê toe vir hulle: Volg my en ek sê julle vissers van mense maak. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. Hy het van daar af verder geloop en 2 ander broers gesien, Jakobus, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was saam met hulle vader Zebedeus in die boot besig om hulle nette heel te maak, en hy het hulle geroep. Hulle het onmiddellik die boot en hulle vader verlaat en hom gevolg. En Jesus het in die hele Galilea rondgegaan, in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Die nuus oor hom het die hele Sirië versprei. Hulle het almal wat ongesteld was, wat deur allerlei siektes en pyne getuister is, na hom gebring. Ook almal wat deur demone besete en maansiek was, en verlamdes, en hy het hulle genees. Groot skares het hom gevolg uit Galilea en Decapolis, en Jerusalem en Judea en van oorkant die Jordaan af. Toe Jesus die skare sien, het hy teen die berg opgegaan. Hy het gaan sit en sy disippels het na hom gekom. Hy het begin praat en hulle geleer en gesê: Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word, ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Julle is die sout vir die aarde, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die lampstander, en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is kan verheerlik. Goeiemôre Ligpunt. Goeiemôre gaste wat dalk hier in die begin van die jaar 'n bietjie by ons kom inloer en by ons kom kuier. Dit is goed om julle vanoggend hier te kan sien saam met ons, en ek wil net saam met Johan vir elkeen van julle baie welkom sê hier by hierdie kosbare oggend, en dit is 'n goeie oggend om hier te wees. Soos Johan genoem het, soos wat ons hier in die begin van die jaar eintlik al formeel vandag afskop met ons afskopsreeks vir die jaar. Elke jaar in die begin van die jaar, dan wil ons onsself net so weer 'n bietjie belyn. Ons wil onsself net weer herinner, maar wat is dit wat ons glo is ons roeping as 'n gemeente? Wat is dit wat ons dink is ons bestaansrede
ons wil onsself oor en oor daaraan herinner hier in die begin van die jaar, en dan wil ons baie hard bid en mekaar ondersteun, soos wat ons hoop die Here ons sal help om ons roeping toenemend deur die jaar wat kom te realiseer. En so ons begin vir daai rede, soos al baie genoem was, gesing was en gebid was vanoggend, vandag met ons afskopsreeks, laat daar lig wees. En vir die volgende 6 weke gaan ons saam nadink oor dit. Wat beteken dit vir ons om lig vir die wêreld te wees? Wat presies is dit? Hoe werk dit? Wat het ons nodig om dit te realiseer? En dit is wat ons vriende saam gaan kyk. Hou asseblief jou Bybel byderhand, of daar die teksgedeelte. Ons gaan mooi aandagtig kyk na daai woorde in Matteus 4 en 5, maar eers wil ek weer vir ons bid. So kom ons sluit die oë en vra dat die Here nou met ons sal ontmoet, soos wat hy met ons praat, deur sy woord. Kom ons sluit die oë. O God, U wat reg aan die begin in die chaos en in die duisternis van hierdie realiteit ingekyk het en toe gepraat het, U wat gesê het, laat daar lig wees. Dit is ook God, U wat U lig skyn in die persoon van Jesus en in sy heerlikheid in hierdie wêreld in. U doen dit, o Heer, waar ook al U evangelie verkondig word. En Here, dit is ons begeerte vandag, soos wat ons vandag die goeie nuus van die realiteit van Jesus opnuut gaan hoor. O God, bid ons, soos wat U toegeskep het en gesê het, laat daar lig wees, sal U ook 'n herskepingswerk in elkeen van ons en in ons midde ook hier vandag doen. Vir party van ons, Here, mag dit die eerste keer wees wat ons vanaf die koninkryk van duisternis in die koninkryk van lig gaan inkom. Maar vir ander van ons, Here, wil ons nader aan die lig wandel. Ons wil in U lig wandel. En vir dit kan ons dit nie in en van onsself doen nie. Ons het die Gees nodig om bonatuurlik te werk. Sal U ons genadig wees. En soos wat U praat, sal U ons help om nie net U te hoor nie, maar U te sien. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vriende, ek is lief vir ons land Suid-Afrika. Ek is baie lief vir Suid-Afrika. Ek het geen begeerte om te gaan bly in Australië of in Kanada of ergens anders te nie. Maar ons wat hier left behind is, ons het egter nodig, om so klein bietjie aan mekaar te erken dat ons lewe in 'n land vol van wat jy kan noem lewende teenstrydighede. Weet jy wat is 'n lewende teenstrydigheid? 'n Lewende teenstrydigheid, as ek 'n bietjie van 'n definisie vir dit kan gee, is 'n realiteit wat die teenoorgestelde uitbeeld van wat dit veronderstel is om te wees. 'n Lewende teenstrydigheid is daar waar iets of iemand se optrede in teenstryd is met hulle bestaansrede. En daar's nogals baie van dit, as jy net so klein bietjie kyk na ons land, is nogals baie in ons land. Byvoorbeeld, kom ek gee vir ons 'n paar voorbeelde. Ons het hierdie ding in ons land, jy noem dit korrupte polisie. Met ander woorde, die ouens wat die skelms moet vang, ongelukkig baie kere is ook van die skurke. En ons het dinge soos onregverdige regters. Die ouens wat soos die boek moet skryf oor reg en geregtigheid is baie kere die ouens wat dit so klein bietjie verbuig en verdraai en misbruik. Ons het in 'n plek soos Suid-Afrika het ons onhigiëniese hospitale. Is dat jy gaan in daai plek waarna jy gaan om gesond te word, baie kere kom jy sieker daar uit of baie keer kom jy nie eers uit nie. Een wat my die meeste tref, en ek gaan dalk in die moeilikheid wees, gesoe word vir hierdie is Dis-Chem. Okay, my vrou stuur my so een keer elke maand, voel dit vir my, Dis-Chem toe om medikasie te gaan optel, en dan moet ek deur daai lang groot apteek stap, hierdie Utopia van gesondheid, en dan kom ek daar by die toonbank af voor en ek kry die voorgeskrif medikasie, en dan moet ek weer die kilometer terugstap na die kassiere toe, en daai laaste 10 meter, om die medikasie te kan betaal, dan moet ek deur 10 meter stap, tot by die dak toe, van sjokolades, en suiker, en gaskoeldrank. Jy sien, hulle probeer my eintlik weer siek kry, sodat ek net weer kan kom en medikasie kan kry. Lewende teenstrydighede. Vriende, maar die mees algemene lewende teenstrydigheid in ons land Suid-Afrika, wat by verreweg die grootste skande is en die meeste skade berokking,
is die feit dat ons lewe in 'n land, vriendin, waar daar 'n magdom Christene is, wat nie God se lig laat skyn nie. Een van die beste dinge in ons land, Suid-Afrika, is dat daar soveel Christene is. Een van die slegste dinge in ons land is dat daar soveel mense is wat sê hulle is Christene. Hulle is volgelinge van die Christus. Hulle is mense wat verteenwoordigers is van die Christus, maar wat nie in woord en daad sy glorieryke glans in hierdie wêreld vergestaal nie. My vriende, so behoort dit nie te wees nie. So mag dit nie wees nie. En so wil ons in hierdie gemeente nie hê dit moet wees nie. En so dit is deels hoekom ons naam by hierdie gemeente is Ligpunt. En dit is wat ons roeping is. Ons sê hier by Ligpunt, hierdie is ons roeping, hierdie is ons bestaansrede. Ons is 'n gemeente geroep om God se lig te laat skyn. Dit is ons begeerte, dit is wat ons toenemend wil word. Maar wat presies beteken dit? Wat beteken dit as ons sê ons wil God se lig skyn? En vriende, hoekom is dit so fundamenteel tot die Christelike geloof? Hoekom is dit nie net fundamenteel nie, maar essensieel vir die wat Christene is om Jesus se lig te skyn in hierdie wêreld? Want dit is wat ons vandag oor wil saamgesels. En ek dink daar's nie 'n beter teksgedeelte as hierdie teksgedeelte om ons te help om hierdie eerste van vrae te beantwoord nie. So hou weer jou Bybel byderhand, hou daai blaadjie byderhand. Ons gaan kyk na Matteus 4 tot by Matteus 5. Eintlik gaan ons daai eerste paragraaf in Matteus 4 en daai laaste paragraaf in Matteus 5, ons gaan die vergrootglas op daai twee sit en so klein bietjie na die res ook so bietjie kyk, maar ons gaan kyk na dit aan die hand van twee opskrifte vanoggend. Hier is die eerste ding, vriende, sien raak saam met my in hierdie gedeelte, Jesus se bediening. Matteus 4 vers 12 tot 17. Jesus se bediening. Kom, lees in die teks. Eerstens daar vers 12. Matteus vertel vir ons hierso dat hierdie is nou die afskop van die formele, die publieke bediening van Jesus. En so Matteus vertel ons dat nadat Johannes in hegtenis geneem is, sien jy dit daar, het Jesus toe besluit om in Kapernaum te gaan woon. En hy het gaan besluit om in hierdie gebied, die gebied van Sebulon en Naftali, daar te gaan woon. Nou ons kan dit mis hier in Pretoria as Westerlinge in 2026, maar dit, vriende, is 'n baie weird move van Jesus. Dit is 'n baie vreemde begin tot Jesus se publieke bediening. Die rede is wat Kapernaum is en waar Kapernaum is. So Kapernaum, as jy 'n kaart gehad het en jy het die noorde van Israel, jy het die see van Galilea reg aan die boonste kant van die see van Galilea het jy die klein kusdorpie, is soos regtig nie 'n fancy plek nie, Kapernaum. Jy sou gedink het dat die ou wat gaan kom om die koninkryk van God in te bring en wat sê ek is die koning van daardie koninkryk, gaan na die hoofstad toe gaan. Maar vir Jesus om sy bediening toe gaan hy Kapernaum toe. Klein dorpie, nie 'n stad nie. En in die eerste eeu toe Jesus daar aankom, was daar baie meer heidene op daardie stadium in Kapernaum as wat daar Jode was. En Kapernaum was een van op die hoofweg van die Romeinse ryk. Dit was een van die paaie waar die Romeinse ryk deur geloop het. En so daar's 'n magdom Romeinse soldate daar. Kapernaum was letterlik op die voorstoep van die goewerneur van koning Herodes, Antipas se huis. So dit is nie die plek waar jy jou publieke bediening begin nie. Dit is soos 'n Suid-Afrikaanse politikus wat graag president wil word van die land en hy besluit om sy kampanje te begin in Messina, van daar op die voorstoep van Zimbabwe. Hoekom doen Jesus dit, vriende? Vriende, Jesus doen dit, hoor asseblief tog mooi, en dit is die aanhaling dan wat Matteus daar vir ons gee, want Jesus se bediening, vriende, is die vervulling van Jesaja se profetiese verwagting. Matteus haal vir ons hier in ons teksgedeelte aan, hier in vers 14 tot 15, haal hy aan Jesaja, in die Afrikaans is dit Jesaja 8 vers 33 en 9 vers 1, in die Engelse Bybel 9 vers 1 en 2. Matteus haal dit vir ons aan hier om te sê, hierdie gaan vir ons verduidelik wat hier aangaan nou dat Jesus sy bediening begin. Maar om regtig te waardeer hoekom hy dit aanhaal, het ons nodig net om onsself weer so 'n bietjie te vertrou te maak met Jesaja 1 tot 9, tot die punt waar hierdie aanhaling vandaan kom. Is baie belangrik. So, Jesaja bring sy
profetiese woord aan die volk Israel hier in die 8ste eeu voor Christus. En hy bring dit vir die volk in 'n tyd, vriende, waar die volk lyk nie goed nie. Hulle verhouding met God is nie goed nie, hulle verhouding met mekaar en met die nasies is horribaal. In Jesaja hoofstuk 1 sê die profeet vir die volk, hoor hierso, die probleem met julle is dat julle is goddeloos. Julle staan nie in 'n regte verhouding met julle verbondsgod nie, julle het sy verbond gebreek. In Jesaja 2 vers 5 kom die profeet dan, en moet nie die taal mis nie. Jesaja 2 vers 5 sê die profeet vir die volk Israel, kom tog, God se mense, kom en wandel in die lig van die Here. Maar die volk ignoreer vir Jesaja. Hulle ignoreer dit. En vir daardie rede, jy kan hierdie neerskryf en later gaan kyk, of jy kan nou sien toe gaan as jy wil, maar in Jesaja hoofstuk 5 vers 20 vermaan Jesaja dan die volk. En Jesaja sê vir die volk, dat hulle is 'n mense wat goed en kwaad verwar het. En hulle is 'n mense wat die lig van God verruil het vir die duisternis. En dan sê Jesaja, al die pad van daai punt af voor, hy beskryf dan hoe lyk lewe in die duisternis. Imagine, jy's in 'n kamer, dis pikdonker, jy kan nie jou hand voor jou sien nie. Hoe lyk dit om te lewe in so 'n plek? Wel, jy gaan jou toon stamp, jy gaan heeltyd snaakse geluide hoor, jy gaan angstig wees, jy gaan nie weet waar nie, jy gaan nie funksioneer nie, jy gaan disintegreer. En dit is wat Jesaja beskryf, vanaf Jesaja 5 af, al die pad tot hoofstuk 8 toe, Jesaja 5 vers 30, Jesaja 8 vers 22, beskryf Jesaja die volk, wat nie in die lig van die Here wandel nie, maar wat in die duisternis wandel. En die profeet Jesaja sê vir hulle, dat hulle lewens en hulle samelewing rafel uit. Dit rafel uit. Hulle lewens en hulle samelewing word gekenmerk deur dinge soos konflik, en korrupsie, en verdrukking, en daar's vrees, en daar is verdriet. Maar daar is hoop. En dit is ons gedeelte. Kyk saam met my op die skerm uit Jesaja 8. Jesaja 8 vers 23 tot 9 vers 1. Lees saam met my vriende. Hierdie is die goeie nuus te midde van die gemors wat die profeet verkondig aan mense wat dit nie verdien nie. Die profeet sê, want nie langer sal dit donker wees, daar waar benoudheid is nie. In die eerste tyd het die Here die land Sebilon en die land Naftali in veragting gebring. En in die laaste tyd bring hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskare weer, oor hulle het 'n lig geskyn. Vriendin, sien jy hoekom haal Matteus hierdie aan soos wat Jesus sy bediening begin? Dis duidelik, dis voor die hand liggend. Wat hy sê is, hierdie is die punt van Jesus se koms. Jesus kom as God se lig vir 'n donker en vir 'n duister wêreld. Maar vriende, hier, en ek is so bly, ek weet nie of julle geluister het toe Jaco gebid het nie, want hy het dit so mooi gebid. Maar hier het ons nodig om net vir 'n oomblik partykeer te stop, en net want die konsep van lig en duisternis, spesifiek lig, is 'n beeld. Dis 'n metafoor, en so, dis 'n bietjie abstrakt, en ons kan partykeer nie lekker verstaan wat beteken dit as ons sê, Jesus kom in die wêreld in as God se lig nie. Nou, die illustrasie wat die Bybel reg Ou tot Nuwe Testament oor en oor gebruik, die primêre illustrasie om vir ons te verduidelik wat lig kommunikeer, is die idee van die son. Ek gaan nie nou te veel oor sê nie, ek het tot vervelings dit laas jaar nogals baie gesê, maar dink gou saam met my net weer aan die son, vriende. Die ding wat son doen, is dat son het 'n manier om uit te reik na jou toe om regtig lewe te bring. Die son se wese in die vorm van sonstrale kom en dit val op 'n wêreld, en waar daai lig skyn, is daar lewe. As die lig skyn van die son, wat gebeur? Wel, die plante groei en hy dra vrug en ons het kos om te eet en ons is okay. En as die lig skyn, dan is dit nie meer vriesend koud nie, dis nou warm en ek kan nou funksioneer. En as die lig skyn, dan is dit nie donker nie en ek kan sien waar ek kan gaan en wat is die goeie paadjies waarop ek gaan floreer.
En as die lig skyn, wel, dan is dit so 'n bietjie moeiliker, nê, vir die wilde diere en vir die diewe om my te kan vang daar in die nag. Lig reg deur die Bybel kommunikeer God se lewegewende teenwoordigheid. Dit is hoekom die eerste ding wat God doen, Genesis 1 vers 3, hy kyk in die gaas en die duisternis in en hy sê, laat daar lig wees. Wat gebeur Genesis 1 en 2? God daag op. God kom en hy woon in 'n wêreld saam met sy mense wat blom, wat floreer. Wanneer God se lig skyn, kom sy lewegewende vriende teenwoordigheid in hierdie wêreld en dit is Genesis 3 wat verlore is in die sondeval, 'n wêreld wat in die lig van die Here gewandel het wat nou in duisternis is. En vriende, dit is wat Jesus kom uitsorteer. Dit is wat Matteus 4 vir ons sê. Jesus kom, hierdie is wat sy bediening is om 'n wêreld in duisternis te kom omkeer, om die lig in daardie wêreld te kom wees. Vriende, hoor asseblief. Ek gee nie om hoe lank jy al 'n Christen is. Kom ons herinner onsself net weer in die begin van 2026 aan die evangelie, aan die goeie nuus. Hoor saam met my vandag hier. Vriende, die evangelie is basies die aankondiging dat Jesus in hierdie wêreld ingekom het as die lig van God om 'n herskeppingswerk te kom doen. Jesus het gekom as die ware woord van God, om God se lewegewende teenwoordigheid in die land van doodskade weer te kom skyn. En weet julle wat, vriende, hierdie is die verstommende ding, die mespunt van hierdie evangelie, is dat Jesus so uitverkoop was tot sy roeping om God se lig te skyn, sy Vader se lig te skyn, dat Jesus selfs kruis toe gegaan het. Jesus het op die kruis in die land van doodskade weer, was hy deur die dood oorskadu. Dit is presies wat die einste Matteus vir ons sê, doen hy nie? Wat gebeur wanneer Jesus sy laaste asem uitblaas? Matteus 27 vers 45. Toe Jesus sy laaste asem uitblaas, was daar 3 ure van donkerte. Piknag. En vir 'n oomblik het dit gelyk asof die duisternis geseëvier het. Maar toe na 3 dae het hy uit die dood uit opgestaan om God se ewige dag in te bring. Dit is so treffend hoe Paulus in Handelinge 26 vers 23, wanneer hy die evangelie verkondig, sê hy dat deur die opstanding van Jesus, hy sê 'n fascinerende ding, Paulus sê deur die opstanding van Jesus, kan Jesus nou kom na alle mense toe en Jesus kan die lig verkondig. Danksy sy opstanding, hy bring 'n nuwe dag, 'n nuwe koninkryk van lig in. Vriende, kyk saam met my weer. Lees saam met my weer daar Matteus 4 vers 16 se woorde. Die volk wat in die duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Vir hulle wat in die gebied en in die skaduwee van die dood leef, het 'n lig opgegaan. Kan ek jou vra, vriendin, soos wat jy vanoggend hierso sit, is dit waar vir jou? Kan jy dit sê? Het jy in die persoon van Jesus God se groot lig sien opgaan? Dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees. En ek en jy, vriende, hoef nie te wonder hoe lyk dit nie, want dit kan weer eens 'n vraag wees, maar okay, hoe weet ek of ek die lig gesien het, om dit so te stel, in Jesus? Jesaja sê dit vir ons. En so kyk saam met my net na die volgende versies, direk na die teksgedeelte wat Matteus vir ons aanhaal, in Jesaja 9 vers 1. So kyk saam met my hier, na Jesaja 9 vers 2 tot 4 eerstens. So daar's 3 kenmerke, hierdie is die ding wat ek wil hê, hier is nou so klein bietjie van 'n goeie stoktyk vir elkeen van ons, hier in die begin van 2026, hoe weet ek of ek die lig van Jesus gesien het, en dit gesien opstaan het? Wel, eerstens, Jesaja sê vir ons, sulke mense is mense wie se lewens gekenmerk word deur vreugde en deur blydskap. Nou hier moet ons oppas, want party van ons is net altyd bubbly, vriendelik, dis goed, prys die Here vir dit, maar dis nie heeltemal wat Jesaja van praat nie.
Daar's 'n dieper vrede, 'n dieper vreugde, 'n dieper blydskap in die wat die lig gesien het. Hoekom? Wel, kan jy dit daarso sien in Jesaja net vers 3? Want hulle besef dat hulle is verlos. Hulle besef dat die juk van hulle sondeskuld hang nie meer oor hulle skouers nie. Hulle besef dat die slawedrywer wat vir hulle so lank gelooi het, is nou verpletter. En so hulle is 'n mense, sien jy daar vers 5, hulle is 'n mense wat sing, hulle harte, hulle lewens sing 'n lied. Hierdie is hoe jy kan weet, of jy kan sê, ja, ek het die lig gesien in Jesus, want vers 5, hierdie is die lied wat God se mense sing. Hulle sing, want 'n kind is vir ons gebore. 'n Seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, nie op myne of op enigiemand anders se nie. En hy, die seun, die kind, hy word genoem wonderbare raadgewer, hy word genoem magtige God, ewige Vader, vredevors. Vriende, ons baie in Afrikaans, nê. Julle ken die uitdrukking, ons sal baie kere, sal jy hoor, of jy het al vir iemand gesê, jy is die lig in my lewe, het jy al daai taal gebruik? Wanneer sê ons vir iemand, jy is die lig in my lewe? Ons sê dit vir iemand gewoonlik, nadat hulle jou so klein bietjie uit 'n penarie uitgehelp het, of was een of ander krisis en hulle het jou gehelp, en vir daardie rede is hulle vir jou kosbaar, jou hart is gevul met dankbaarheid en vreugde teenoor hulle, jy het 'n begeerte om hulle wederzijds te seën, jy sê vir hulle, jy is die lig in my lewe. Die punt, vriende, van vanoggend wat ek graag wil ons net hier moet hoor is, vriende, Jesus is die lig vir die wêreld. Dit is so. Of ek en jy dit erken of nie, hy is die lig vir die wêreld. Maar hy begeer vir meer as dit. Hy wil die lig in jou lewe wees. Is Jesus die lig in jou lewe? Nou indien jy hierso sit en jy dink en jy sê, Poen, as ek moet eerlik wees, nee, Jesus is nie die lig in my lewe nie. Hy is dalk die lig vir die wêreld. Maar hy is nie die lig in my lewe nie. Dan wil ek vir jou vanoggend sê, jy is op die regte plek. Jy is baie, baie welkom hier, by hierdie geloofsgemeenskap, wie se naam is Ligpunt. Jy is op die regte plek. Maar verstaan asseblief tog baie mooi, as ons sê ons naam is Ligpunt, is dit nie in die eerste plek omdat ons 'n lig is nie. As ons sê ons naam is Ligpunt, in die eerste plek is dit omdat Jesus is die lig vir die wêreld. Hy is die ligpunt. En ons is 'n mense wat net hier by mekaar kom om Jesus in al sy glorieryke glans te sien. As jy nie verstaan lekker wat die punt van kerk nie, is dit 'n baie goeie, behulpsame manier te dink oor wat is die doel van die oefening, die bestaansrede van dit wat ons doen as 'n kerk, soos wat ons enige tyd saamkom. Wanneer ons hier op 'n Sondag by mekaar kom soos vanoggend, en ons kom by mekaar en ons sing liedere en ons hoor hoe iemand bid en ons lees God se woord en ons prediking en ons kuier en ons bemoedig mekaar en ons is in ons Ligpunt gesinne gesaai oor Pretoria waar ons by mekaar kom om God se woord en mekaar te disipel en wanneer ons formeel en informeel kuier en kamp hou, wat is die punt van dit alles? Wat is die punt van dit alles? Dit is omdat daar 'n ligpunt is. Sy naam is Jesus. En ons het 'n hongerte en 'n begeerte om lewe te vind in sy teenwoordigheid. Ons wil in sy lig kom en ons wil in sy lig wandel en dit is wat ons doen. So as jy nog nie 'n Christen is nie, ek wil vir jou sê jy is so welkom. Kan ek jou uitnooi? Goeie tyd hier in die begin van die jaar soos 2026. Kan ek jou uitnooi? Kom saam met ons, kom sit saam met ons hierdie jaar by Jesus se voete. Kom leer Jesus ken. Maar kan ek by jou pleit? Sal jy asseblief tog geduldig wees? As jy nog nie die lig gesien het in Jesus nie, kan ek by jou pleit, wees geduldig met jouself, wees geduldig met ons, asseblief tog wees geduldig met God. Die realiteit is, vriende, dat partykeer is die duisternis so sterk en die nag is so lank, dat ons het nodig om te wag op die Here. Kan ek jou uitnooi, kom aan, hou aan, kom, skakel in, en wag geduldig. Kan ek vir jou, hier is 'n goeie vers vir jou, 'n nuwejaarsvoorneme, as jy iemand is, soos wie ek hier beskryf. 'n Goeie nuwejaarsvoorneme vir jou sal wees, Psalm 130, vers 6. Maak hierdie jou nuwejaarsvoorneme. As the watchman waits for the morning,
so my soul will wait for you. As the watchman waits for the morning, for the day to appear. Here, ek sal wag. Ek sien dit nie, ek sien nie. Ek gaan geduldig op U wag. Kan ek jou uitnooi tot dit? En as jy dit gedoen het, kan ek jou uitnooi, vriend, vriendin. Tweedens, baie belangrik, bekeer. Bekeer. Kyk saam met my daar na Matteus 4 vers 17. Matteus sê vir ons in Matteus 4 vers 17, van toe af, toe Jesus na sy bediening begin, van toe af het Jesus met sy verkondiging begin en hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is nou hier, dit is op hande. Vriende, ek dink meeste van ons hoor die woord bekering en dit voel vir ons soos 'n dreigement. Bekering voel soos 'n gevaarlike ding. Bekering klink soos 'n slegte ding. Dis alles behalwe. Dis alles behalwe bekering. Die woordjie letterlik beteken dat jy jou manier van dink verander. Dis wat bekering beteken. Bekering is wat gebeur as jy in 'n pikdonker kamer is en die ligte word aangesit. En nou sien jy anderste, nou dink jy anderste, nou voel jy anderste en nou heroriënteer jy jouself in die lig van realiteit. Vriende, om te bekeer is om Jesus te sien as die lig van die wêreld en dan jou lewe in te rig in die lig van die realiteit van Jesus. Om te bekeer is om in die Jesaja 2 vers 5 is om in die lig van Jesus te wandel. En as jy dit gedoen het, saam met die res van ons, en by the way, almal van ons word geroep om elke dag te bekeer. Elke dag het ek 'n geneigtheid om so klein bietjie in die duisternis en die skaduwees te begin lewe in 'n wêreld wat nog in duisternis is, en dan wil ek weer terugkom na die lig toe en ek het nodig om oor en oor myself te heroriënteer met die realiteit van Jesus. En dan as ons dit gedoen het, vriende, kom tweedens dan en saam met ons, kom ons word dan 'n ligpunt. Hier is die tweede opskrif en hy gaan korter wees as die eerste. En kyk saam met my na Matteus 5 vers 14 tot 16. Daai laaste gedeelte in ons teksgedeelte, ons roeping. Ons roeping. Het jy dit daar raak gesien toe jy die eerste keer gelees was, vriende? Jesus herroep hierdie hele motief van lig. Hy tel dit op wat in Matteus 4 gesê was, dit wat ons in Jesaja van lees. En baie belangrik, moet nie hierdie mis nie, want daar's 'n volgorde hier. Jesus maak dit duidelik dat die lig wat sy identiteit en sy roeping gekenmerk het, behoort ook dan die identiteit en die roeping van sy disippels definieer. En Jesus begin hier, hy sê voordat jy met die aktiwiteit van om lig te skyn wil begin, stop jy eers en jy besef eers jou identiteit, dat jy is die lig vir die wêreld. Vriende, kyk gou vinnig net saam met my, want ek dink ons kan dit baie keer mis. Om 'n Christen te wees is 'n kategoriese anderste lewenswyse as wat ons dit in kultuurchristenskap baie kere maak. So sien dit net, ek gaan dit net vinnig uitwys en jy kan net jou oë laat scan. Kyk saam met my daarna Matteus 4 vers 18 tot 22. Jy sien, om 'n disipel van Jesus te wees, om 'n Christen te wees, is om iemand te wees dat wanneer Jesus sy lig skyn, wanneer Jesus jou roep, dan volg jy hom. Jy los alles, jy draai jou lewe om 'n ou lewe waar dit gegaan het oor jou koningskap, en jy draai na Jesus toe, en jy word nou, soos die woord herhaal word, daar oor en oor, vers 18 tot 22, 'n volgeling van Jesus. Om 'n Christen te wees, Matteus 4 vers 23 tot 25, is om iemand te wees, soos in daai gedeelte sê, wat die evangelie, die goeie nuus van die koninkryk hoor en wat self en sien hoe ander genesing beleef deur hierdie Jesus en sy evangelie. Om 'n Christen te wees is, soos Matteus 5 vers 1 tot 2, die prentjie daarvan ons geskets word, 'n mense, omdat hulle besef wie Jesus is en sy lig het geskyn, nou buig en bou hulle lewe om hierdie Jesus. Hulle sit heeltyd by sy voete, hulle luister na hom, hulle het gemeenskap met hom. En dit is vir daardie mense wie Jesus sê, kyk saam met my in vers 14, Matteus 5 vers 14, dit is vir hulle wie Jesus sê, julle is die lig vir die wêreld. Dit is julle identiteit. Maar vriende, weet julle wat is die ding van lig? Lig per definisie skyn. Dis wat lig maak.
Lig skyn. Net hierdie week, het voel vir my het gebeur elke 3 maande, het een van ons floodlights buite ons huis, ons LED floodlights het gebreek, uitgeblaas. Voel vir my so een keer in 6 maande wat dit blaas. En natuurlik kan ek nie die gloeilamp gaan verander nie, ek moet weer ry Boulderste, ek moet 'n ander een gaan koop, hy moet afgehaal word. My seun het dit vir my gedoen, hy het hom opgesit en hy het hom ingesit daar, dat hy weer kan werk. Ek kon dit gelos het, en dan kan ek sê, wel ek het nog 'n stuk plastiek teen my muur, maar dis nie 'n lig nie. 'n Lig skyn. Dit is wat ligte doen. Ligte kan nie anders as om te skyn nie. Vriende, besef jy dit? Besef jy dat wanneer ook al ek en jy 'n lewende ontmoeting met die lewende Jesus het, en as sy lig in ons lewe skyn, sal dit ons verander. Kyk saam met my weer dan na Matteus 5 vers 3, die bekende saligsprekende. Sien dit net raak. Die mense wat gekonfronteer is met Jesus se lig. Hulle word erken, Matteus 5 vers 3, as die wat arm van gees is. Dis 'n mense wat nou dat hulle self en God sien vir wat realiteit is hulle arm van gees. En so hulle is 'n mense, vers 4, wat oor hulle sondes treur. En hulle is 'n mense waar daar's nou 'n diep sagmoedigheid, soort van die Afrikaanse woord daar, want hulle is nie, daar's nie meer 'n arrogansie, hoorie, ek is die baas van die plaas, 'n postuur binne in hulle nie. Hulle is 'n mense, vers 6, wat nou 'n honger en 'n dors het vir geregtigheid. Hulle is 'n mense, vers 7, wat nou barmhartigheid in hulle het, en hulle harte raak toenemend suiwer, vers 8, vers 9. Hulle wil vredemakers wees, vers 10. Hulle jaag geregtigheid na, selfs wanneer daar vervolging mag wees. Hulle lewens lyk soos die res van die prediking van die bergrede. Hulle lewe lyk soos mense, hoor mooi, deur wie Jesus se lewe, sy lig gaan skyn. Dit is hoe dit lyk. So dink gou vinnig saam met my aan 'n klip en 'n diamant. As ek 'n klip in my hand het op 'n baie warm dag en die sonlig skyn op daai klip, ten beste wat gaan gebeur met daai klip, is hy gaan warm word, maar dit is dit. Maar as ek 'n groot diamant het, so ek hom teen verkoop het, maar as ek 'n groot diamant in my hand het en die sonlig skyn op hom, dan skyn daai lig deur daai diamant. En aan die ander kant is dit die pragtige reënboogkleure wat daar uitkom. Vriendin, ek weet nie of jy het besef nie, die mens, nie Christene nie, die mens is 'n diamant. Ons is geskep in die beeld van God. Ons is almal geskep dat wanneer God se lig skyn in jou, skyn dit deur jou, en dit is pragtig. Dit is pragtig. En dit is Jesus se punt. Vriende, kyk ons so na vers 14 tot 16, die laaste woorde hier. Sien jy wat Jesus vir ons sê? Dit is wat Jesus vir jou en vir my vandag in wil aanspoor. Jesus sê vir ons, net so onmoontlik soos wat dit is vir 'n stad wat op 'n berg is. Nou in daai tyd, dink aan 'n stad op 'n berg. 'n Stad, dis die plek waar kersse brand, dis die plek waar fakkels brand, dis waar jy kamp of groot bomas en vure gehad het binne die mure van die stad. Wel, Jesus sê net so onmoontlik soos wat dit is vir 'n stad op 'n berg om weggesteek te kan word. Jy gaan hom raak sien. En Jesus sê net so absurd soos die idee van 'n lamp wat aangesteek is en sy vlammetjie brand, maar daar's 'n emmer oor hom. Hy gee nie lig vir 'n kamer nie. Net so absurd soos wat dit is, sê Jesus, is dit ondenkbaar. Die idee dat sy diamante nie sy lig gaan skyn en gaan reflekteer nie. En so vers 16, dan die oproep, laat julle lig so voor die mens skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Maar vriende, as ek moet eerlik wees, en net toe ek na hierdie teksgedeelte kyk en of sien wat ek dink Jesus sê in vers 14 tot 16, en ek sê dit want ek is redelik seker, ek hoop ek is nie alleen nie, ek is redelik seker ek is nie alleen nie, is dat ek besef dat hierdie woorde wat Jesus vir ons sê, en dan wat ek ook vandag sê, is makliker gesê as gedaan. Ek weet, want dit is waar vir my eie lewe, en so ek weet is waar vir baie wat hier is vandag.
Ek weet dat baie van julle, en ek ken julle, ek weet dat jy is lief vir Jesus. Ek weet jy is lief vir hom. En ek weet dat net soos ek het jy 'n begeerte in jou lewe om God se lig te skyn deur jou lewe. Ek weet dit. Ons het al gepraat, baie hieroor. Maar ons het ook al gepraat oor die feit dat net soos in my lewe, is ons so gebreek. Ons is so sondig, ons is so selfsugtig, so selfgesentreerd. En dit is so moeilik in hierdie donker, duister, vyhandige wêreld wat heeltemal in die teenoorgestelde rigting gaan. Dit is op die beste van tye is dit so moeilik. Alhoewel ek lief is vir Jesus en ek wil God se lig skyn, is dit op die beste van tye so moeilik om hierdie roeping wat ons het te realiseer. En wat kan gebeur baie kere met ons, veral as jy so gekonfronteer word met jou eie sondigheid en met jou eie gebrokenheid, is dat dit kan jou later lewensmoeg maak. Dit kan jou so diep mismoedig maak, want jy voel net, hoorie, daar is dalk iemand daar buite, hulle is die lig vir die wêreld. Ek duidelik is nie, want op die beste van tye is daar net so 'n klein ou vlammetjie en dan is hy weer vir die beste van tye dood. Vriendin, as jy enigstens soos ek is, wat moet ons doen? En ek sluit hiermee af. Wat ons moet doen is net 2 dinge wat ek vandag gaan noem, maar ons baie meer en ons sal nog baie meer praat in die res van die reeks. Net 2 dinge wat ek ons mee wil los. Eerstens, vriende, kom ons herinner onsself en kom ons herinner mekaar dat om lig vir die wêreld te wees is ons identiteit. Om lig vir die wêreld te wees is wie jy is. Dis nie hoe jy voel nie. Dit is wie jy is voordat dit is wat jy moet doen. En so herinner jouself, hierdie is wat ons doen soos ons saamkom die hele tyd. En elke dag, jy herinner jouself oor jou realiteit in Jesus, jou identiteit in Jesus. En vriendin, vind bemoediging hierin. Besef jy dit dat God sal jou en my nooit roep. God sal ons nooit roep tot iets wat hy nie reeds vir ons geskenk het om te kan doen nie. As God vir ons sê, julle is die lig, gaan wees die lig, dan kan ek en jy weet, hy het jou in staat gestel, o Christen, nie op grond van hoe oulik of hoe slim jy is nie, maar op die grond van Jesus en sy lig wat skyn, dat hy vir ons alles gee, sodat ons roeping kan realiseer. Herinner jouself van jou identiteit in Christus. En dan tweedens, laastens en belangrikste, o vriendin, kan ek by jou pleit, veral as jy mismoedig is met jou eie geestelike prestasie, kan ek by jou pleit, haal asseblief tog jou oë van jouself af. Haal jou oë van jouself af. Haal jou oë selfs van jou sonde af, en jou swakheid, en jou foute, en al jou verwyte, en kyk na Jesus. Kyk na Jesus. Kyk na Jesus se kruis, en na Jesus se opstanding, en nou aan om te kyk na Jesus se kruis en sy opstanding, daai plek waar God reeds die duisternis met die lig reeds oorwin het. En dan kyk jy na Jesus in die hemel, vandag, nou met jou, nou vir jou, nou oor jou. Jy kyk na Jesus, jou koning, en jy kyk na Jesus, jou priester wat vir jou intree, en jy rig die oë van jou hart op Jesus, die Jesus wat besig is om al die duisternis in hierdie wêreld en al die duisternis in jou lewe, hy is besig om dit te verdryf met sy lig. En dan kan ek jou vra om op die uitkyk te wees op die uitkyk na Jesus wat terug gaan keer, vriendin. Jesus wat gaan terugkeer as die môrester, is een van die pragtigste beelde in die Bybel, in die boek van Openbaring. Jesus word genoem die môrester. Daar kom 'n dag, vriende, wanneer die môrester, wat is die môrester? Dit is die ster wat opkom, dan weet jy, nou is dit dag. Nou gaan die dag inkom. Jesus, die môrester, gaan opkom. Hy gaan terugkeer. Vriende, daar gaan 'n dag van wees wat dit ewig dag gaan wees. Geen meer duisternis gaan wees nie. Die duisternis sal finaal uitgedoof wees. So kom ons kyk na Jesus. Hoekom? Wel, hoe ek in die begin gebid het. Ek lees vir ons die woorde en dan sê ek vir ons amen. Vriende, kom ons kyk na Jesus, want 2 Korintiërs 4 vers 6. Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis uit lig skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het en aanhou skyn.
om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Ja, Vader, ons loof en ons prys U dat U ons nie in hierdie duister wêreld gelos het nie. Here, toe ons dit nie verdien het nie, toe ons U verruil het vir die duisternis, Here, het U ingebreek, Here, en U het in hierdie wêreld ingebreek, Here, en U is besig om in ons lewens in te breek. Ons loof en ons prys U daarvoor en ons bid, o Vader, deur die Gees, sal U in hierdie jaar wat voor ons lê en in hierdie geloofsgemeenskap en in ons lewens, ag Here, sal U deur die Gees ons help, nie net om ons oë op Jesus te hou nie, maar o God, laat daar lig wees, sal U die heerlikheid van die Seun aan ons bly openbaar. Ag Here, asseblief tog, en soos wat ons na hom kyk, sal U ons liewer vir hom maak en sal U ons meer soos hy maak, sodat sy lig ook deur ons lewens kan skyn in hierdie wêreld. Ons kyk na hom in die goeie naam. Amen.